FIBA Suid-Afrika is hierdie jaar in Afrika is ek reg 30 jaar. Correct. 80 jaar in bestaan. Yes. Die verjaarsdagfunksie is die 80-jarige funksie van FIBA algeheel en 30 jaar in Afrika. Yes. Kan ons net weer daai adresse en telefoonnommers, ek het gehoor die telefoonnommers word geken, ek moet huiswerk gaan doen en al die inligting kry rakende dit. 012 Daar's hy, 3355 daar's hy. 708. Wow. 012-335-5708 Wow. en op www.vebaradio.co.za kan jy gaan inteken, gaan kyk. Saterdag die 30ste Mei, 10:00 die oggend, NG Gemeente Linwood in Sussexweg in Linwood. Daar het jy dit. Chris, kan ek vir jou nog iets sê? Yes. En dit is net vir my so mooi, die Here se ja, humor aan die een kant, maar ook hoe dat hy vir ons simbole gee van waarmee hy besig Dis is. waar. Nadat ons nou al klaar die lokaal gereël en reg gehad. Weet jy wat vind ons toe uit? Dat die lokaal, weet jy waarvoor word hy tans sy oorhoofse bediening wat nou op die oomblik daar gebeur. Daar's 'n Chinese gemeente wat elke Sondagoggend om 11:00 daar in daai saal bymekaar kom. Regtig. En FEBA vier 80 jaar van 'n bediening wat begin het as 'n bediening aan Chinese. Ja. Regtig. Yes, Wow. is dit nie Dis nie beplanning. Wow. Dis die Here. Dis fantasties. Ja. Ek wil nou, Yes. dankie vir daai een. Is dit waar hy sy wortel of sy fondamente gekry het uit China uit? FIBA. Die 80 jaar. Na die Tweede Wêreldoorlog Yes. het 3 vriende uit Amerika wat gesien het die impak wat radio het op mense se lewens. Ja. Gesê, kan ons nie radio gebruik om die minst bereikte mense te bereik nie. En het toe, jy sal 1946, dit was net Dis reg. daarna, en interessant genoeg van die radiostasies wat nou tydens die oorlog Ja. gebruik is om vir kommunikasie. Ja. Een van die ouens, dit was sy taak om van daai toerusting te moes gaan afbreek. Ja. Nou na die oorlog verby. Dis reg. En hy het toe die toestemming van die Amerikaanse regering gevra. Hy sê, kan ons nie hierdie uitsenders repurpose om die Wat? evangelie te verkondig? Ja. Ja, en so het hy begin. Nou ja, kort daarna moes ons skuif, was ons nie meer welkom in China nie. Die Dis stasies toe ook na die Filippyne toe geskuif. Maar die uitsendings het voortgegaan ja. en ja, eintlik toe na Suid-Korea toe en verder versprei. Nou ja, waar dit vandag is ook. Maar China kan nie dan sê was die fondament gelê uit Die oorlogs eerste bedienings apparaat wat hulle moontlik kon vernietig het. En iemand my, dis 'n mooi verhaal. En soos die Here toe voorsien en nou nog. Ek wil oor fisiese voorsiening wil ek dalk net Yes. getuienis gee, Chris. Daar is 'n persoon. Ons weet nie is dit manlik of vroulik nie. Maar weet jy, die persoon, ek gaan nou 2 getuienisse gee net om die spektrum van hoe die Here ook vir FEBA voorsien finansiëel. Ja. Want dit is Kyk, Dis nie 'n goedkoop saak jy nie. kan nie om hom praat nie. Nee. Hy moet daar Jy wees. kan dit nie. Ja. Vanaf mense wat R10 'n dag. Hier's 'n vrou of 'n man, ons weet nie wie dit is nie, wat elke dag by 'n ATM in die middestad van Pretoria R10 inbetaal. Regtig. Ja. Elke dag Ja. behalwe Sondag. Ja. En dis 'n anonieme bydraer, maar R10 elke dag getrou dra die persoon by. Dit is die een kant Ja. van Ja. die mense Ja. wat gebruik. En dan kry jy die ander persoon. Mm. Ons was so 'n bietjie kort hier aan die einde van die finansiële jaar. En ons het nog so 'n paar randjies, so 'n paar duisende Sy gekort. gelooftoetsertjie. Ja, gelooftoetsertjie. Nou, Ja. hierdie jaar was die 28 Februarie was op 'n Saterdag, last business day. Vrydag die 27ste Februarie Ja. 2026. Ja. Toe betaal anonieme
donateer 'n bedrag in wat toe die alles wat ons nodig het om En daar kan jy in die boeke klop. Oh, halleluja. Op die laaste Amen. besigheidsdag, die 27ste Februarie. En om het as ons gewone kanale gebruik het, Ja. die persoon is nie woonagtig in 'n deel van Suid-Afrika waar ons mense het wat gemeentes besoek en vertel van Feba se werk nie. Dit was iemand wat uit hulle hart uit gelei was. En So ons kan nie, niemand kan die eer daarvoor vat nie. Net die Here kan die eer vat wat hom toe kom vir dit is so fantasties.